En so is 2025 verby. Ek moet sê, vir my was hierdie persoonlike, was 'n towwe jaar, maar soos my man sê, tough times never last, only tough people do. Nee, tough people last nie, net geesmense oorleef. Jy in die gees oorleef. Maar, anyway, grappies op 'n stokkie. So 2025 vir my persoonlik was definitief 'n tawwe jaar, maar in die vlees. Maar die Here het so baie gesny, die Here het my deurgedra. Ek is so dankbaar soos ek vandag hier sit. My hart is vol dankbaarheid hoe die Here my deurgedra het in hierdie jaar. Net om hierdie asem te kan haal is net God se genade, want hy dink ek is nog waardig om hier te wees en hy het nog 'n plan met my lewe, hy het nog 'n plan met jou lewe. So ons haal asem vandag net deur God se genade. So ek is so dankbaar vir die jaar wat hy gedoen het en die gees, al die saad wat gesaai is en ek is opgewonde vir 2026 om te sien hoe hierdie saad gaan vrug dra wat 2025 geploeg het en gesny het en al die moeilike dele daarvan. So vir 2026, my woord vir 2026, Spreuke 3, vertrou volkome op die Here. Moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. So wat is dit? My 2026 se gebed is dat ek my oë toemaak en sê Here, ek is soos 'n mol in 2026. Ek gaan stil raak en ek gaan linger in your presence till I hear your voice and then I will take a step. Mag 2026 vir jou 'n jaar wees volkome heeltemal afhanklik van God. Heeltemal afhanklik van God met jou oë toe. I walk by faith and not by sight. 26, die 6 beteken mens, ou natuur, the fallen nature. We all fall short of the glory of God, but God is still the God of the suddenly. God is nog steeds 'n God is nog steeds 'n betroubare God. He is faithful. Dis nou wanneer ek my Afrikaans en Engels meng. God is 'n God, 'n betroubare God. He is still the God of the suddenly. Niks is onmoontlik vir God nie. So in hierdie jaar wil ek my oë toemaak en ek wil net stap wanneer God sê stap. God sê in Petrus 2 vers 21 sê Petrus vir ons, juis hiervoor is julle ook geroep, sodat julle in sy voetstappe kan volg. So hierdie jaar kan ons nie stap volgens die ou natuur, ons kan nie stap volgens die 6, volgens die natuur, die menslike nature nie. We need to walk by faith. We need to walk by this example God gave us. Jesus se voorbeeld. So ons stap in 2026 volgens Jesus se voorbeeld, nie volgens my eie wil nie. Dis hoekom ek 'n mol is. Dis hoekom ek afhanklik is van God en nie op my eie insigte staat maak nie. Vertrou volkome op die Here. Moenie op jou eie insigte staat maak nie. So ek gaan nie stap soos ander wil stap nie. Ek gaan stap soos wat Jesus vir my sê ek moet stap. Ek gaan my oë toemaak en sê Here, wat is my volgende tree? Wat is my volgende tree? En hy sal jou die regte pad laat loop. So, wanneer ek nie op myself vertrou nie, maar op God vertrou, wanneer ek nie op die ou natuur reageer nie, maar op my geestes manier reageer, op die geestes ek reageer, op my Jesus ekke. Romeine 8 sê, lewe deur die gees. So, one step at a time, you will walk the road you didn't want to walk, but you will walk it, you will run it, and you will be led by the Spirit. God is still the God of the suddenly. Jesaja 48 vers 3 en Acts 2 vers 2 tot 4. Deuteronomium 30 vers 19 sê, choose between life and death. Kies elke oomblik van die dag tussen jou vlees, the man, the old nature, die 6 of die gees. Elke oomblik van elke dag moet jy kies. En hoe weet ek wat is gees? Hoe weet ek wat is die volgende stap? Deur my oë toe te maak. Be still, linger, listen and then take a step. God sê hy gaan voor ons uit, maar dan moet ek weet waartoe hy gaan. Hoe moet ek weet waartoe God gaan? Ek moet stil raak elke oggend en ek moet luister, Here, wat moet ek volgende doen? Here, wat wil U van my hê? Nie deur myself, deur my vlees, deur my ou natuur reageer nie, keuses maak nie, my tyd spandeer met die dinge van die vlees nie, maar deur die gees.
wat is Jesus se plan vir my 2026? En ek gaan hierdie berg, hierdie pad klim, nie deur my oë te fokus op wat rondom my aangaan nie, maar deur my oë toe te maak en sê, Here, I walk by faith, one step at a time. Jy weet al die dis my oor toe. Ekskuus, nou klink dit nog erger. So, step by step. 2025 vir my persoonlik, soos ek gesê het, was 'n tawwe jaar. Maar dit is ongelooflik wat die Here besig is om te doen en ek is so dankbaar. Ek is so dankbaar dat hy my deurgedra het en ek is so dankbaar vir die grond wat geploeg is. Die sny is nooit maklik, die vlees wat ons sny, wat ons verander is nooit maklik, maar dit is it's worth it. Ek is so opgewonde wat in 2026 gaan gebeur, soos ons gesê het. God is still the God of the suddenly. So, God kan in een oomblik daai see split. En in een oomblik lewe jy so, en die volgende oomblik lewe jy nie so nie. Ons lewe nie afhanklik van onsself nie, want ander kan niks doen nie, maar ander afhanklik van God, ander in die gees kan enigiets doen. I can do all things through Christ who strengthens me. Hebreërs 13 vers 5 sê, I will never leave you nor forsake you. Die Here sê, ek gaan saam met jou in. You're gonna maybe walk the road you didn't want to walk, but you're gonna run. Op die ou einde van die dag gaan jy dink, ek wil nie hierdie pad stap nie, want dit is dalk te moeilik. Maar jy gaan met Jesus by jou, gaan jy hardloop in daai pad. I am always faithful, even when you are not. Die Here is altyd faithful. Wanneer ek nie faithful is nie, is God nog steeds faithful. 2 Timothy 2 vers 13. God is always faithful. I am with you. You may walk through the valley after the shadow of death, but I will never leave you nor forsake you. I am always with you. Psalm 23 vers 4. So my gebed vir jou is, gaan 2026 in, be still, linger in His presence, and then walk by faith and not by sight. Jy's 'n mol, jy's nie, jy lewe nie uit jou natuur, jou menslike natuur, die volle nature uit nie, jy lewe uit jou gees uit, jy operate van 'n ander wêreld af. Okay. Baie liefde vir 2026, baie seën, baie sterkte. Die wonderlike ding is dat jy stap nie hierdie pad alleen nie. I will never leave you nor forsake you. I can do all things through Christ who strengthens me. I am the head, I am not the tail. God didn't give us a spirit of fear. He gave us a spirit of love, power and a sound mind. En as jy afhanklik is van die Here, dan sal sy krag jou deurdra. Okay, bye.